Hallo, ek is Olivia en ons is hier vandag in my studio in Berlyn. Ek is nou al 2 jaar in die stad. Ek het einde 2021 gekom met die DAAD Artists in Berlin Fellowship. En dit was 1 jaar lang geweest, so ek het dit laas jaar klaar gemaak. Ek was gebore in Bloemfontein, maar eintlik groot geraak in die Kaap en ook geswat in die Kaap by Michaelis. Ek het die geleentheid gehad om 2018 na Zimbabwe te gaan en ek was daar vir die hele jaar. Dit was oorspronklik net vir 3 maande, maar ek het toe besluit om langer te bly. Ek het dit baie geniet. Ek het ongelooflike mense ontmoet in Zimbabwe, kunstenaars, galerye en ook curators natuurlik. So ja, dit was vir my nogals baie opwindend. Ek het natuurlik aanvanklik gegaan om 'n residency te doen by die National Gallery of Zimbabwe vir 3 maande in Bulawayo. En ek was gelukkig genoeg om vir Raphael Chikukwa daar te ontmoet. Hy het my finale uitstalling gesien en daarvan gehou en my genooi vir nog uitstallings later in die jaar, so natuurlik was dit vir my baie opwindend. Dit het alles baie goed gegaan eintlik. Ek het toe ook 'n aansoek gedoen vir die Cassira Waltz Award. Was gekies daarvoor, wat vir my natuurlik ongelooflik was. Dit het vir my die kans gegee om eintlik vir die eerste keer as 'n volwassene in Johannesburg te bly. Op daai somer was dit 10 weke, die residency, en natuurlik is dit baie kort. So, na die residency het ek ook besluit om toe langer te bly. Dit was natuurlik belangrik om 'n bietjie meer van die stad te leer ken en ook die mense en dis wanneer ek vir Amabel en natuurlik David Crit ontmoet het en met hulle begin werk het. So ja, ek dink al hierdie goed beïnvloed my verskriklik baie en ook my manier van werk. So dit was ook toe by David Crit waar ek begin speel het met monotypes. Dit is regtig eintlik wat ek dink my teruggevat het baie na amper my vroeë dae wat ek begin skilder het of teken het as 'n kind en die vryheid in hierdie merke wat mens kan maak met 'n monotype. Ek dink dit het my nogals tot 'n mate laat voel ek wil weer begin verf, ek wil weer begin teken en skets. So dis op die oomblik wat ek baie op fokus, maar eintlik maak ek verskillende tipe werke. Ek het 'n groot liefde vir installasies en gewoonlik met die installasie is daar 'n videowerk en normaalweg met die videowerk is daar 'n tipe gedig wat ek sou skryf vir dit. Ek dink dit is baie belangrik om verskillende mediums te probeer. Voor ek na Berlyn gekom het, was ek vir 2 maande in die suidweste van Frankryk waar ek toevallig ook 'n ceramicist ontmoet het en ons het toe 'n collaboration gemaak en dit was regtig ook net verskriklik amazing. Dit is ook belangrik om te onthou dat mens kan enigiets maak as 'n kunstenaar en ja, dit maak my baie bly. Ek dink wat definitief vir my 'n groot invloed was is die feit dat ek na verskillende plekke kon gaan en bietjie tyd daar spandeer of soms bietjie langer as wat ek gedink het ek sou, want elke spasie, elke plek het 'n ander invloed op my. So ek kom agter afhangende van waar ek is my werke bietjie anders. Ek word regtig beïnvloed deur my omgewing, die dinge wat gebeur in die omgewing, hoe dit my affekteer persoonlik en natuurlik dan ook my kinders. Daar is ook thema's in my werk wat altyd terugkom vir my. Ek dink ek sal sê ek is baie geïnteresseerd in die stories wat ons hoor deur ons familie, deur die mense wie ons ken en dan hoe dit ons laat dink oor onsself of die wêreld. As mens nou dink aan 'n stories word, ek meen ons vertel stories elke dag, is dit nie? As ons iets vertel oor wat gebeur het in die dag vir iemand anders, dan ons sit klem op sekere gedeeltes of ons los ander gedeeltes uit. Dis 'n eintlik vertaling van wat gebeur het deur die dag.
Maar natuurlijk nie net hierdie dag nie, maar ook groter dinge wat kan gebeur in mens se lewe. Ek vind dit baie interessant. Ek meen op die einde van die dag dink ek baie aan hoe ons kommunikeer, hoe ons sinne bou, die woorde wat ons gebruik. En natuurlik dan ook hoe dit werk in mense eerste taal, maar ook in my tweede taal of nou in my derde taal wat ek baie bly oor is, die feit dat ek kan Duits praat, al is dit nie altyd 100% nie, maar ek dink dis regtig interessant hoe ons praat oor sekere dinge of nie praat oor sekere dinge nie.